Goeiemôre vriende. Baie welkom in die erediens volgende mense wat op Facebook by ons ingeskakel is. Ek wil sommer baie welkom sê aan Franso en aan Reina Erasmus, ons doopouers en Rudolf en Shani Stefan en dan ook julle families. Dis nou regtig 'n voorreg om julle hier te verwelkom en dis vir my altyd 'n wonderlike voorreg om in die gemeente klein kindertjies te doop. So mag julle die seën en die liefde van die Here ook hier ervaar. Vriende, ons het net twee belangrike afkondigings in terme ons jeug. Die een is dat net gou kyk. Ons het 'n wonderlike begin vir ons graad 7s tot graad 12s met 'n praise and worship aand die 18de Februarie. En dit gaan gelei word deur Gert Jonker, deel van ons musiekbedieningsgroep, en van die leiers van die jeug uit Noord gaan daar wees. So kinders, ons wil vir julle baie welkom sê daar en vir julle uitnooi. Dit gaan 'n great aand wees. En bring sommer julle pelle. Hulle hoef mos nou nie van ons gemeentes te wees nie. Ons weet die uitnodiging gaan ook na die ander gemeentes en maak nie saak watter denominasie nie. Julle is baie welkom om die aand by te woon. En dan 'n tweede afkondiging wat ek verlede week ook gegee het, is dat my broer Gys, wat ook in die bediening is, Woensdag aand om 6:30 kom praat oor eintlik die hart van disippelskap. Waarom is dit nodig dat ons die Here Jesus moet volg en wat beteken dit eintlik om hom te volg? So ek hoop dat julle die aand sal kom geniet saam met ons. Die belydensklas se ouers wat nie verlede Sondag hier was nie, ek vra dat julle asseblief net na afloop van die diens ons die doop bedien het en die seën uitgespreek het en gesing het en ook ons twee uitstapliedere gesing het, dat julle net hier voor asseblief vir my sal ontmoet. Vandag is omgee Sondag, vriende. Dis 'n wonderlike geleentheid om te gee. Ons het nou gevra vir nie bederfbare kruideniersware en ek sien 'n klomp mense het gebring. Baie dankie daarvoor. En jy kan ook 'n deurkollekte gee en dit is alles vir die noodspens. Want ons gee vir mense in ons gemeente wat regtig swaar kry. Gee ons kruideniersware op 'n maandelikse basis. So dankie dat jy op hierdie manier betrokke is. Ons gemeenteete is op die 6de Maart. Ons sal meer inligting gee. My mond water as ek net daaraan dink, want ek het nou gesien wat die menu is. So ek sien al uit daarna. En dan Elvis, ons karwag, en sy seun is ook hierso. Hulle het ver gestap om ons karre op te pas. So kom ons gee ruim bydra daar. En dan 'n belangrike afkondiging. Daar's koffie ook na die diens. En dankie. Ons sê dankie vir Janette hulle wat so hard werk ook deur die diens om vir ons koffie te gee, maar daar kan nou nie 'n samedromming wees nie of 'n bottleneck wees nie. So ons vra dat almal net asseblief sal uitgaan en dan sal terugkom die wat wil koffie hê na die diens. So dis hier in die voorportaal links. Vriende, die twee liedere na die diens afgesluit is daar vir jou om saam te sing of te sit en te bid of net te ontvang, net te luister. So dis waarom ons dit doen, dat daar liedere is. Dis nie maar net vir die uitstap nie. Dis ook as jy net 'n paar oomblikke langer wil net 'n bietjie wees of wil saam sing of wil bid. Ek het lank terug gelees van 'n Joodse rabbi wat saam met sy gesin in Greenville, Amerika gebly het. En hulle was maar eintlik 'n klein groepie Jode in Greenville, Amerika. En hy het op 'n stadium met sy seun gepraat. En hy het gesê, my seun, ons is maar baie min Jode hier in Greenville. En dit is nie vir ons maklik om 'n Jood hier te wees nie. Al die ander mense is anders en leef en doen anders as ons. Ek weet my seun, die druk is baie groot. Maar ek wil jou net daaraan herinner dat dit in orde is vir ander mense om op 'n sekere manier op te tree, maar vir ons is dit nie in orde om so op te tree nie. Onthou, my seun, jy's 'n Jood. Jy's anders. En jy's spesiaal. Jy het 'n ander storie. Jy het 'n ander taak.
En daarom het jy ander waardes. Dit is 'n aangrypende deeltjie van 'n verhaal. Maar kom ons luister nou in die lig daarvan wat die Here sê wie ons is. Uit 1 Petrus 2 vers 9. Kom ons maak ons oë toe en ons luister hierna. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons is 'n uitverkore volk van God, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat ons uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Kom ons dink vir 'n paar oomblikke hieroor na. Amen. Broers en susters en kinders, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser, en dit word bedien aan elkeen van ons, genade en vrede deur die teenwoordigheid van God se Gees. Kom ons staan op en ons aanbid die Here saam met die musiekbediening. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still hear the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. These are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill salvation comes. There's no one like Jehovah, 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 there's no one like Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes,
the Son. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Out of Zion's hill, salvation comes. Out of Zion's hill, salvation comes. Ek roep U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U Heer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterflik. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, U is my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterflik. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Here, laat my stil word, as U met my deur die Gees wil praat. Here, laat my stil word, as ek voor U buig, om met U te praat, sodat ons siele kan bring, sodat ons U lof besing. Ja, dis U wil vir ons bestaan. Maak ons stil voor U, o Heer. Maak ons stil voor U, o Heer. Here, laat U liefde van U Vader hand my wil omvou. Here, laat U liefde van Vader hand my diensbaar hou,
sodat ons die lig kan bring, sodat ons die lof besing. Ja, dis die wil vir ons bestaan. Diens waar sal ons voor U staan. Diens waar sal ons voor U staan. Stuur my na die wat dors het, net die waterwaan, die lewe gee. Stuur my na waar daar nood is, na die vrae van 'n donker hart, sodat ons die lig kan bring, sodat ons die lof besing. Ja, dis die wil vir ons bestaan. Waar U stuur, sal ons wil gaan. Waar U stuur, sal ons wil gaan. Waar U stuur, sal ons wil gaan. Dankie Here vir die voorreg wat ons vanoggend het, my God, om hier te kan stil raak by U. Dankie Here dat ons weet, U woord sê vir ons, dat U het ons geroep. U het ons by die naam geroep, ons is U sin. En ons naam, Here, staan vandag gegraveer in U handpalm. Dankie o Heilige Gees, dat ons in afwagting vandag kan wees, Here, vir dit wat U gaan kom doen, vir die woord wat U vir ons gaan kom gee. Here, ons bely opnuut ons afhanklikheid van U. Sonder U, my God, is ons tot niks in staat, Here. Maar ons weet vanmôre dat ons is nie alleen nie. U is by ons, U beloof ons, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, Here. Vanmôre wil ons vra, Here, maak ons waardig. Waardig om kind van God genoem te word. Gebruik ons, Here, in U koninkryk, dat ons U hande, U voete hier op aarde sal wees. Ons kan dit vanmôre net vra, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel deur U groot genade en U liefde alleen. In Jesus naam. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Waardeer regtig, dis 'n voorreg om saam met julle die Here te aanbid. Die teks vir vandag is uit Sefanja 3, maar ek gaan nou uit die boodskap uit lees omdat dit so 'n bietjie meer duidelik is daar staan en meer beskrywend is. Ek gaan net nou daaruit lees. Terwyl die musiekbediening gaan sit, wil ek sommer net gou vir julle vra, as ek nou die volgende beskrywing gee, aan watter land dink julle? So julle nou mooi dink. Belangrike mense maak die leier van die land ryk met dit wat hulle verkry het deur mense te beroof of selfs ander dood te maak of te vermoor. Leiers dink net oor wat hulle uit die mense uit gaan kry. Mense is arrogant, hulle steur hulle nie aan die Here nie, mense is sonder skaamte, mense raak al hoe slegter. Mense misbruik hulle eie mense. Mense wil nie reg gehelp word nie.
Die amptenare van die land behandel gewone mense sleg, buit gewone mense uit, tree onregverdig op. Leiers is gulsig en leiers dink net aan hulle self. Aan watter land dink julle? Ekskuus tog? Julle is so skerp hoor. Ek het gebaken op daai antwoord. Vriende, wanneer mens Sefanja 1 vers 3 lees, dan is dit die beskrywing van die volk van Israel. So Sefanja dit sien. Hierdie woorde, hierdie beskrywing het ek uit die boodskap uitgehaal, Sefanja 1 tot 3. So ek wil 'n gedeelte daarvan vir julle lees. Sefanja 3 vanaf vers 1 uit die boodskap uit. Slegte tye wag vir Jerusalem. Dan nou Jerusalem is ook 'n beskrywing van die volk. Die mense van die stad is opstandig, hulle is sleg en misbruik hulle eie mense. Hulle is nie vrye mense nie, hulle luister nie na die Here nie en wil nie reggehelp word as hulle verkeerd doen nie. Hulle vertrou nie die Here nie en dien hom ook nie. Die amptenare in die stad behandel gewone mense sleg en buit hulle uit. Die regters tree onregverdig op en is gulsig. Hulle kyk heeltyd na wat hulle uit ander mense kan kry en dink net aan hulle self. Die profete tree onverantwoordelik op, 'n mens kan nie glo wat hulle sê nie. Die priesters, is nou die dominees, né? Die priesters het nie respek vir die tempel waarin mense kom om die Here te aanbid nie. Hulle verdraai ook die opdragte van die Here na hulle smaak. Maar ten spyte van al hierdie verkeerde dinge, bly die Here nog in die stand. Hy doen nooit enige ding verkeerd nie. Vriende, net so 'n bietjie van 'n illustrasie. Dis hoe die volk van God beskryf word deur Sefanja. Dis die beskrywing. Hulle lyk nie meer soos die volk van God nie. As 'n mens na hierdie blou sirkel kyk, as dit die volkere van die wêreld voorstel, die volkere van die wêreld, en die groen is die volk Israel, dan het dit al hoe meer so begin lyk. Daar was geen onderskeid meer tussen die volk van God en die volkere van die wêreld nie. En dis waarom die Here vir Sefanja roep om as profeet te gaan optree, en die boodskap is een van oordeel en straf. Maar ons moet mooi na Sefanja se boodskap kyk. Die straf en die oordeel is nie om mense te vernietig nie, maar om die mense te red, te reinig en heel te maak. Ons lees dit in vers 9. Die Here sê dat wanneer die tyd reg is, hy die volke se gesindheid sal verander, sodat hulle nie langer tot ander gode bid nie, maar om almal saam sal aanbid. Met die verloop van tyd het mense verspreid geraak en ander kant die riviere van Ethiopië geland. In die tye wat kom sal hierdie mense wat die Here nog dien, offers aan hom bring. Die Here sê hier, sy oordeel en straf is om sy mense te reinig en sodat hy hulle kan gebruik om die ander volkere van die wêreld waarvan die sprake is te reinig. So die boodskap van Sefanja kan opgesom word aan die een kant deur God se oordeel en straf en aan die ander kant God se liefde. God se oordeel en straf omdat God 'n dringendheid by hom het om sy eie mense en die mense van hierdie wêreld te red van boosheid en geweld wat in hulle is en tussen hulle is en wat hulle hele samelewing verander het. Vriende, ons ken mos hierdie verhaal. Ons weet mos hoe lyk 'n samelewing en hoe voel dit om in 'n samelewing te leef waar daar al hoe meer boosheid en geweld is, nê? Nee. Dis asof dit by ons alledaags geraak het. Dis God se oordeel en straf, sy dringendheid om te red. Maar sy motief is liefde. Om weer heel te maak, sy eie mense, om die wêreld weer heel te maak.
sodat mense weer die liefde van God kan ervaar en binne sy liefde veilig kan voel en vrede kan ervaar. Vrede beteken heelheid, meer heel mense word. So wanneer mense hierdie boek lees, Sefanja, sy profeseë lees, dan is dit duidelik dat Sefanja optree in lyn met die verbond van God met Abraham. Kom ons dink net gou weer daaroor. Die wonderlike gebeurtenis dat God kies om homself te verbind aan een man en te sê, ek is van nou af eksklusief jou God en die van jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en jou nageslag wat op die ouene die volk Israel word. Ek is joune en ek kies jou sodat jy myne kan word, net myne. Ek behoort aan jou en jy behoort aan my. Ek het gister die voorreg gehad om daar by Arabest twee mense in die huwelik te bevestig. Wat 'n wonderlike geleentheid. Die bevestiging vind plaas wanneer hulle trou aan mekaar, liefde en trou aan mekaar beloof vir die res van hulle lewe, eksklusief, net hulle aan mekaar. Dis wat die verbond is. En dan sê God, binne hierdie liefdesverhouding tussen my en jou nageslag, sal jy seën ervaar. Seën beteken om weer optimaal te lewe op aarde. Om te floreer as mens. En hierdie soort lewe in 'n verhouding met God word soos 'n magneet. Die bedoeling was dat God sê, julle gaan tot seën wees van ander. Ander gaan hierdie lewe wat julle leef in verhouding met my sien en gaan sê, wow, ek wil ook so leef. En dan kom hulle agter, maar die verskil is God. Sodat daardie mense 'n keuse vir hom kan maak en dan ook kan begin floreer as mense binne hierdie verhouding met God. En dan staan daar in Sefanja hoofstuk 3 vers 12 en 13 hoe die lewe van hierdie volk gaan lyk wat so aantreklik vir die ander is. In Israel sal die Here net gewone mense wat nederig is en hom vertrou laat oorbly. Hulle sal mense wees wat nie ander kil en kwaad aandoen nie. Hulle sal ook mense wees wat nie leuns vertel en ander bedrieg nie. Hulle sal veilig en rustig lewe en sal vir niemand bang wees nie. Die rede is hulle gaan veilig voel binne God se liefde. Vriende, die boodskap van Sefanja aan ons in 2022 in Suid-Afrika as gelowiges is dit kan so maklik ook met ons gebeur, dit wat met die volk van God gebeur het in die tyd van Sefanja. En dis die groot gevaar. Ons lewe in 'n land waar die Christelike waardes nie meer die norm is nie. En hierdie Christelike waardes word nie deur die staat in stand gehou nie. Ons leef in 'n samelewing wat verval en agteruitgang en amper in duie stort. Dit gebeur al hoe meer dat die doel, die middele heilig. Mense begin net doen wat hulle wil. En die groot gevaar, vriende, is dat ons sal begin doen wat hulle doen. Bietjie vir bietjie, stukkie vir stukkie. Byvoorbeeld die wette van die land raak net vir ons nie meer belangrik nie. Ons ry oor rooi verkeersligte en stopstrate, maak U-draaie, parkeer op sypaadjies. Iets wat ons dalk in die verlede nooit sou gedoen het nie. Ons begin dalk so 'n bietjie onderhandel onder die tafel om iets meer uit die deal te kry. Ons leef nie meer vanuit ons Christelike waardes nie. Al hoe minder dalk. Ons karakter is nie meer vir ons so belangrik nie, maar meer wat ons uit hierdie lewe kan uitkry. En die rede daarvoor in ons agterkoppe is, maar almal doen dan dit. En hulle kom niks oor nie.
En dan begin ons al hoe meer te lyk soos die wêreld daar buite. Daar's geen onderskeid meer nie. Die Nuwe Testamentiese boodskap is baie duidelik. Jesus het gesterf vir ons sonde, vir ons tekortkominge. So die boodskap vandag aan ons vriende is nie een van oordeel en straf nie. Jesus het dit gedra. Maar omdat Jesus elkeen van ons se sonde en tekortkoming gedra het, word ons opgeroep om anders te wees. Paulus skryf aan die klein gemeentetjies in Klein-Asië. Sluit onder andere Turkye in. En hierdie klein gemeentetjies, vriende, mense wat uit die heidense, noem dit nou so, samelewing tot bekering gekom het en almal van hulle behoort eintlik aan klein huisgemeentetjies. Ek het dit beleef toe ons vir Steven, toe hy sendeling was, hy kyk hoe daar in Turkye, is dit wat ek beleef het daar, toe ons vir hulle gaan kuier het. Die gemeentetjie het in hulle woonstel ingepas. 16 mense wat skouer aan skouer te mekaar sit, uit die stad uit, die enigste Christelike gemeentetjie uit Mersin, die stad waar ons was. Dis die gemeentes waarin Paulus skryf. En as jy uitstap uit die woonstel uit, dan is daar net moskees, mense leef anders, hulle dink anders, hulle doen anders as wat daar in die Bybel staan. En dan sê Paulus nou aan gelowige, hierdie gelowige mense, dat hulle opgeroep word om weer anders te wees. Luister na hierdie woorde, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle het met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. En dan sê hy weer, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe toe julle nog in die wêreld was. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Heilig het niks te maak met om jou heilig te hou nie. Heilig beteken toegewy aan die Here. Hou op om te lewe soos hulle. Hou op om te lewe soos wat jy voorheen geleef het. Waarom? Vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Vriende, daardie oomblik toe ons 'n keuse vir die Here Jesus gemaak het in ons lewe, is ons gestempel deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons is van daardie oomblik af God sin, God se mense op aarde. En dis anders. Dis presies wat gebeur het met Abraham. God het in Jesus vir jou en vir my kom sê, en ook natuurlik by die doop, en natuurlik by ons belydenisaflegging het ons dit bevestig, of toe ons ergens in ons lewe tot bekering gekom het, ek is jou God. Ek wy myself aan jou toe, en jy is myne. Ons trou nou vandag. En in hierdie verhouding sal jy seën ervaar. Maar nie seën soos wat ons dit dink aan allerlei goed wat ons gaan kry en alles wat gaan reg loop in ons lewe nie. Nee, die optimale lewe waarin ons menswees kan floreer. En daardie verhouding en daardie lewe sal so getransformeer word dat ons tot seën van ander is. Hulle iets kan sien in ons van God se liefde en teenwoordigheid wat hulle aantrek, sodat hulle vir die Here kan leer ken.
'n keuse vir hom kan maak en hulle lewens verander kan word en so verander en transformeer 'n samelewing. Maar dit begin by 'n spesifieke punt, vriende. Dit begin by hoe ons dink oor wie ek is en wie jy is. Dit begin by daai punt. Ek sal nooit die woorde van Dr. Connie Burger vergeet wat my studente predikant was nie. Lank gelede. Maar ek sal sy woorde nooit vergeet nie. Hy het gesê, as jy wil weet wie jy is, beantwoord dan die vraag, aan wie behoort jy? Dis nie 'n maklike vraag nie, hoor. Want dis nie 'n kopvraag nie. Jy sien dit in jou lewe. Behoort ek aan die van Skoors? Behoort ek tot my kultuur? Tot die NG Kerk? Behoort ek aan my werk? Of my gesin? Alles goeie goed. Maar gelowiges antwoord die vraag anders. Ons is God se mense. Gestempel deur die Heilige Gees die dag toe ons tot bekering gekom het. En daarom is ons anders. Dit wat die Joodse rabbi vir sy seun gesê het, vriende, is net so waar vir ons. Ons moet dit sê, dit is nie maklik om vandag Christene in Suid-Afrika te wees nie. Ons ervaar dit, ek hoor dit by julle, dit raak in die werkplek en in die kringe waarin ons beweeg, al hoe moeiliker, want almal begin anders te optree as wat ons eintlik wil optree. Die druk is groot. Maar ons moet onsself herinner, vriende, dat dit in orde is vir ander om so te lewe, maar dit is nie in orde vir ons nie. Want ons is God se mense. Ons is anders. Ons is spesiaal. Ons het 'n ander storie. Ons het 'n ander taak. En daarom het ons ander waardes. Ons is anders, God se mense. En ons het 'n ander taak, vriende. John Stott, die teoloog wat in 2011 oorlede is, het hierdie ek het ongelooflike waardering vir wat hy skryf. Hy sê probably the greatest tragedy of the church throughout its long and checkered history has been its constant tendency to conform to the prevailing culture instead of developing a Christian counterculture. Vergeet nou van die kerk. Ons praat nou van ons as gelowiges. Die groot gevaar is dat ons konformeer, dat ons soos die wêreld word en dat ons nie 'n teenkultuur ontwikkel. Teenkultuur is die volgende: teenkultuur of 'n kontrakultuur is 'n kultuur waarvan die waardes en gedragsnorme wesentlik verskil van die van die hoofstroom samelewing. Soms heeltemal anders en teenoor die hoofstroom kulturele waardes. 'n kontrakulturele beweging druk die ethos en aspirasies van 'n spesifieke groep mense uit, en daardie groep mense is ek en jy. God se mense. En hierdie groep mense het sy oorsprong in een man wat besluit het genoeg is genoeg. Hierdie wêreld kan nie meer so lyk soos wat hy lyk nie. Een man wat volledig in sy ganse lewe geleef het as God se mens in hierdie wêreld. Radikaal anders, volkome toegewy aan God. En 'n man wat gesterf het vir die verlossing van hierdie wêreld, die herstel van hierdie wêreld volgens God se plan, die restaurasie en rehabilitasie van ons samelewing en ons wêreld. En daai man se naam is Jesus. En dis daardie Jesus wat eers in ons lewe by ons kom staan en ons uitnooi met die woorde: volg my. Met die bedoeling dat ons sy disippels word. Mense wat by hom leer hoe om in sy voetspore te volg,
om te leef soos wat hy geleef het, as God se mense op aarde. Anders, radikaal anders, volkome toegewy aan God, wat nie leef vir onsself en ons eie begeertes soos waarvan Paulus gepraat het nie, maar wat bereid is om ons lewe tot sy beskikking te stel, ook in ons werksplekke, ook wanneer dit moeilik gaan daar buite, sodat hy ons kan gebruik om te verlos, te herstel en te rehabiliteer dit wat daar buite verkeerd is. Jesus roep ons met die woorde, volg my uit, het ek gesê, om sy disippels te word. Vriende, dan noem hy hierdie disippels van hom, dan noem hy vir ons ligte, lampe, wat op 'n staander moet staan en wat in die donkerte van die wêreld moet inskyn, 'n verskil moet maak. En hy noem ons sout. Sout wat moet bederf teenwerk en wat smaak moet gee. John Stott skryf die volgende: God intends us to penetrate the world. Christian salt has no business to remain snugly in elegant little ecclesiastical gemeentelike salt cellars. Our place is to be rubbed into secular community as salt is rubbed into meat to stop it going bad. And when society does go bad, we Christians tend to throw up our hands in pious horror and reproach the non-Christian world. But should we not rather reproach ourselves? One can hardly blame unsalted meat for going bad. It cannot do anything else. The real question to ask is, where is the salt? Vriende, dis wonderlik om hier by mekaar te kom. Dit is wonderlik. En dit is reg. Dis hier waar sout meer sout moet raak. Maar die sout is nie veronderstel om in gemeentelike soutpotte te bly nie. Die sout moet die wêreld in. En wanneer die wêreld sleg raak, dan is ons praatjies rondom die braaivleisvure en wanneer ons mekaar kry oor hoe sleg die wêreld is, ons kritiseer die wêreld, ons veroordeel hulle, ons wys al hulle foute uit. Maar dan sê John Stott, die eintlike ding om te doen is om te vra, maar waar is die sout dan nou? As die wêreld so lyk, waar is die sout? Vriende, dit waartoe die Here vir ons roep is 'n challenge. Dis 'n geweldige uitdaging. Dis nie maklik nie. Dit was vir geen gelowige in die Bybelse tyd en tot vandag toe maklik nie. Hier is dit maklik dalk waar ons saam glo en dink. Dit is nie maklik daar buite nie. Maar vriende, ons is nie alleen nie. Ons het mekaar. Ek kan nie saam met sonder medegelowiges nie. Ek kan nie sonder medegelowige vriende wat saam met my bid en die pad loop en met wie ek my hart kan uitstort nie. Ons het mekaar as gelowiges. Ons het die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees nodig het. Hoekom? Julle het krag nodig en julle sal dan my getuies wees in die wêreld daar buite. Ons het die woord ontvang, vriende. Hierdie woord van die Here, dis ons storie, sodat ons kan onthou wie ons is. Ons het hierdie byeenkomste, ons het die byeenkomste waarin ons kinders kan stuur, gemeentelike byeenkomste. Ons het die luister na die woord wat ons uitstuur en die connect verse wat ons elke dag uitstuur, sodat ons in die wêreld daar buite, in die harde werklikheid van elke dag, net kan stop vir 'n oomblik en kan onthou wie ons is, wat ons storie is en wat ons taak is. Geleenthede soos wat Gys Woensdag kom praat, om te kom praat oor hoe lyk disippelskap in die harde werklikheid van elke dag. Wat beteken dit vir ons? Sodat, vriende, ons weer ons storie kan ontdek wie ons is. Dat ons God se mense is, anders en spesiaal. En dat ons 'n belangrike taak het in 'n samelewing
om sout en lig te wees, sodat God sy liefde en sy herstel en sy restaurasiewerk deur ons kan doen. Kom ons neem hier die oproep van Sefanja en van Paulus ook vir ons, vir vandag en vir nou. Amen. Ek wil vra dat terwyl die musiekbediening vorentoe kom, ons 'n paar oomblikke gee waarin ons connect met die Here. Vir hom sê wat op ons hart is. Miskien is dit 'n dankie sê, miskien is dit 'n belydenis, miskien is dit 'n uitroep om hulp. So kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here Jesus, dankie vir die groot voorreg dat U self aan ons verbind het. Dankie dat U ons God is en dat ons U mense is. U kinders, U volk, U kerk op aarde. Ons wil vanoggend weer onsself, ook as 'n gemeente, kom toewy aan U. En vra Here, verander ons lewens. Diep verandering en transformasie, sodat ons al hoe meer hierdie seën kan ervaar en tot seën van almal rondom ons kan wees in 'n tyd waar mense daar buite, hoe sleg hulle lyk, hoe arrogant hulle ook al lyk, sodat hulle ook iets van U liefde kan beleef. Want ons weet dis wat bekering beteken. 'n Radikale transformasie. Doen dit in ons, Here, en doen dit deur ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan op en na die slotlied dan gaan ons weer sit vir die bediening van die doop. Dion, as jy net sal aansit. En ons sing oor die nuwe lewe wat die Here vir ons gee, daardie optimale lewe in 'n verhouding met Hom. Nuwe lewe, Here gee my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, U het my uit die put van dood gehaal. Aan die kruis het U al my skuld betaal. Deur die bloed is ek silwer skoon gewas. Ek is vry deur die Gees wat in my bly. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand met die wete, U is aan my kant en oorwinning sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe, Here gee U my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande waarmee die vyand my wou bind. Nuwe toekoms,
Ek is in die hand met die wete, U is aan my kant in oorwinning, sal ek vir altyd triomfeer. Nuwe lewe. Kom ons sit, baie dankie. Vriende, die betekenis van die doop het ek reeds verduidelik. Die wonder dat God na 'n kind van gelowige ouers toe kom en sê, ek het jou so lief dat ek myself aan jou verbind. Van nou af is ek jou vader. Onthou altyd, Jesus het vir jou klaar aan die kruis gesterf vir al jou sondes. Die ewige lewe is aan jou gegee nou as 'n geskenk. En die Heilige Gees kom sê, maar ek gaan deur die gebrekkige voorbeeld van jou ouers en hulle gebede en die grootouers en die Bybelverhale en die kinderkerk en die kinderbybel, ek gaan dit alles gebruik sodat jy vroeg in jou lewe 'n keuse vir my kan maak. Die doop sê ten diepste, ek het jou lief, sonder die waarborg dat jy vir my gaan kies en terug gaan lief hê. En dis genade. Dit red nie die kind nie. Ons gebed is dat ons kinders so groot maak dat die Heilige Gees ons gebruik dat hulle vroeg in hulle lewe 'n keuse vir die Here Jesus sal maak. En in hierdie verhouding met God sal opgroei. Sal ontdek dat die lewe lê nie daar buite nie, in iets meer nie. Dit lê die lewe lê, die ware lewe lê in 'n verhouding met God wat my liefhet. 'n Verhouding waarin ek kan veilig voel en vrede, heelheid kan ervaar en 'n diep vervulling. En dan weer die kind van kleins af, soos die volk Israel en soos ons as gelowiges, het ons 'n taak in hierdie wêreld. En dit is om tot seën te lewe van ander. En mens sien dit in baie kinders se lewe wat vroeg 'n keuse vir die Here Jesus maak en in 'n verhouding met hom leef. Hoe hulle net tot seën van ander begin leef. En mag dit ook met julle kinders, François en Anne-Reina en Rudolf en Shani, mag dit ook so wees. So ek wil vra dat julle sal vorentoe kom en net op die vrae sal antwoord. En as die kleintjies huil, hulle moet huil, dan is hulle mos nog gesond. Moenie senuweeagtig raak as hulle nou aan die huil raak wanneer hulle ingebring word nie. Ek wil vra dat julle op die volgende vraag net sal antwoord. Julle het nou gehoor wat die doop beteken en daarom vra ons dat julle opreg die volgende vraag sal beantwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word as 'n bewys dat hulle God se is, deel van sy mense. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en die volkomme leer van die verlossing, met ander woorde dat ons net deur Jesus Christus alleen gered kan word. En beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ons gaan nou vra dat die kleintjies ingebring word. Julle kan hierdie kant kom staan en dan as daar familie is wat vorentoe wil kom, is julle baie welkom om dit te doen. En dan vra ons dat julle ook sal bly staan tot aan die einde van die diens. So julle kan sommer hierdie kant staan asseblief. Julle kan mooi sien, hè? Jy moet sien hoe die kinders gedoop word. Julle kan my vir hom nader bring. Kom. Ethan Andries Erasmus, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun
en die Heilige Gees. Amen. Ja, hy kyk vir die water. Rudolf, Wilfred, Stefan, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, hoe groot is U liefde, dat U die God van alles en almal 'n klein kindjie kom kies en sê, ek is joune. En in alles in my wil ek hê dat jy myne moet wees. Dit is wat liefde is. Dit is hoe genade lyk. Here, mag hulle vroeg in hulle lewe vir U leer ken en leer lief hê. En Here, mag hulle ouers die genade ontvang op 'n gebroke manier, op ons gewone manier, so te lewe dat U hulle kan gebruik, sodat hierdie kinders daai keuse vir U kan maak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir die twee kindertjies iets sê. Dit gaan vir julle twee nie maklik wees, julle twee manne, om Christene te wees in Suid-Afrika nie. En hy stem saam. Dit gaan nie maklik wees nie. Julle gaan agterkom dat ander mense anders is as julle, en julle gaan baie druk ervaar. Maar julle moet altyd onthou dat dit in orde vir ander mense is om op 'n sekere manier te lewe, maar nie vir julle nie. Want julle is God se kinders. Julle is anders en spesiaal. Julle het 'n ander storie. En julle het 'n ander taak. En julle het 'n kompas. 'n ander waardes waarvolgens julle gaan lewe. En die Here wil julle gebruik om vir hom te lewe en op julle manier 'n groot verskil vir hom te maak waar julle ook al gaan. Kom ons staan, vriende, dan ontvang julle die seën saam met hierdie ouers en hierdie kinders. Net eers gou die Bybels gee. Baie geluk hoor. Baie geluk. Ek wil graag die seën uitspreek op die kinders en die ouers en op julle. En dan gaan ons daai seënbede, dis 'n langerige seënbede van Retief Burger vriende, maar jy weet hy's so lank, ek kan nie my arm amper so lank ophou nie. Maar die woorde is so belangrik. So kom ons sing dit dan af op mekaar en ook op hierdie kinders. Ontvang die seën van die Here en gaan leef dan daaruit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees en bly oral waar julle gaan. Kom ons steek ons hande uit en ons seën die kinders. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, amen.
gesig voor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en als jou staan, dit omring jou. Hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde. Hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou, hy is vir jou.